Hallo maats, dis Tannie Lillian wat weer met julle praat vandag. Ek hoop julle het sommer baie lekker vakansie gehou die week. Vandag begin ons om te kyk na die verhaal van Samuel. Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir u te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar u my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot u eer. Hanna was baie lief vir God. Sy weet God kan haar hoor. Sy vra vir God dat hy vir haar 'n baba moet gee. Al die ander vrouens het babas. Hanna se hart is baie seer en sy huil sommer. Sy het nie lus om te eet nie. En eendag stap sy toe na die tempel toe. Daar is niemand in die tempel nie. Net die priester, Eli. En Hanna bid weer daar vir God. En sy vra, ag Here, ek wil so graag 'n kindjie hê. As u vir my 'n seentjie gee, sal ek hom mooi leer om vir u te werk. Eli sien net hoe Hanna se lippe roer. Hy kan nie hoor dat sy bid nie. En hy sê vir haar, mevrou, dit lyk dan asof jy dronk is. Maar Hanna sê, nee meneer, ek is nie dronk nie. Ek is net hartseer en ek het alles waaroor my hart seer is, nou vandag vir God vertel. Toe sê Eli vir Hanna, gaan in vrede. Mag God vir jou alles gee wat jy van hom gevra het. Hanna voel nou sommer baie beter. Sy weet die Here het haar gehoor. Nou huil sy nie meer nie en sy eet weer haar kos. Nie lank daarna nie, toe gee God vir Hanna 'n baba seentjie. Sy en haar man is baie bly. Hulle noem hierdie baba Samuel. Die naam Samuel beteken, van die Here het ek gevra. Samuel is 'n baie gesonde babietjie. Hy eet soet sy kos, hy slaap lekker en hy word mooi groot. Toe Samuel heelwat groter was, bring Hanna vir Samuel na die profeet Eli toe, en sy sê vir hom, meneer, hier is my seentjie. Ek het beloof, hy sal altyd vir die Here werk. Samuel het toe daar in die tempel by Eli gebly, om mooi te kan leer oor hoe hy vir God kan werk. Eli is baie lief vir Samuel, en Samuel werk vir Eli. Hy maak altyd die deure van die tempel oop, en hy sorg dat al die kersse aangesteek is. Later het Samuel 'n groot man geword, en hy was baie lief vir God, en hy word 'n profeet. Hy vertel vir al die Israeliete van God. God was ook baie lief vir Samuel, en hy het altyd vir Samuel gehelp. Maats, het jy al ooit gebid en vir God gevra vir iets? En het dit jy gevra het toe gebeur? Wanneer ons iets nodig het in ons lewe, dan kan ons vir God daarvoor vra.
Wanneer ons dalk hartseer is daaroor, kan ons met God daaroor praat. En wanneer dit iets is wat ons regtig nodig het, dan sal God dit ook vir ons gee. Hanna het vir God gevra dat sy graag 'n babatjie wil hê. En God het klaar lank al besluit dat hy vir Hanna 'n babatjie sal gee. 'n Babatjie Samuel, wat eendag vir mense van God kan leer. Maar ons kry nie altyd dit wat ons vir God vra nie. Want God weet altyd die beste van wat die groot plan is en wat die regte ding is om te gebeur. En wanneer ons vir God iets vra wat ons dan dalk nie kry nie, dan is dit nie omdat God nie vir ons lief is of omdat hy nie ons gehoor het nie. Dan is dit omdat God weet wat vir ons die beste sal wees. En dan sal God vir ons dalk iets beters gee of iets anders gee wat ons hartjies gelukkiger sal maak. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons weet dat ons enige tyd met U kan praat. Dankie dat ons met U kan praat wanneer ons hartseer is en ook vir U kan vra wanneer daar iets is wat ons nodig het. Dankie dat ons kan weet dat U altyd vir ons dit sal gee wat ons nodig het. En dat wanneer ons dalk nie dit kry wat ons voorgevra het nie, dat ons dan ook kan weet dat U 'n beter plan het. Amen. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Maats, baie dankie dat julle vandag weer saam geluister het. Julle moet 'n lekker middag hê. Tata!